ليس لي وخضل دخ أنا بيداري فرسان جاو كمالا أسير عليك بنخبي داوم تخن dan ليس لي وخضل دخ أنا بيداري فرسان Ik weet nog nooit, ja nog nooit, waarom afwezig is. De man is ook van mij, man. Is ik het toe, man? Dat is wel uit, net achter. Waar moet ik staan? Moet je dan aan? Ja? Nou, heb je mic van? Cordless, ons cordless. Amen. Amen, dierbares. Vanaand groet ek elkeen in die wonderlike naam van ons Koning Jesus. Ek groet julle in die naam wat red en verlos. En sy naam is Jesus, dierbares. Nou vanaand, dierbares, is ons hierso om Gabriel se lewe aan die Here toe te gee. En vanaand, dierbares, wil ek niemand die prys gee nie. Net die Here die prys. Daar is mense wat gaan slaap het vanmôre, wat nie opgestaan het nie. En vanaand het ons wil ons die Here die prys gee om hierdie werk te doen tot eer van die Here, dierbares. Ek wil die familie, die vrou, die kinders, wil ek baie dankie sê dat ons hierdie werk van Gabriel vanaand kan doen, dierbares. Is nie maklike ding nie, maar ons vertrou die Here, dat die Here ons gaan leiding gee, dat die Here myself gaan leiding gee, dierbares. Terwyl ek ry daar so, dierbares, in hierdie motor, heilig voor die Here, en ek vra vir die Here, dat die Here met my krag gaan gee, van is nie maklike ding nie, maar iemand moet dit doen, iemand moet die werk moet ons doen. Ek wil aan die vrou sê, wees sterk in die Here, aan die familie sê, wees sterk, dierbares. Nou dierbares, ons is ver nog in die tyd, ek gaan sommer dadelik, gaan ons die werk van die Here oopmaak, deur middel van gebed. Dan gaan ek sommer voor, ek gaan laat die familie sit, en laat die staan, dierbares, as die man van die Here die werk van die Here oopmaak. Ouderling Stanley, dierbares. Kom ons staan, dierbares. Amen. Amen. Kom ons buig ons hoof en word stil voor die aangesig van U. Onse Vader wat in die hemel is. Jesus. Here, ons kom in die aand hier en sê baie dank vir 'n dag, Here, wat U vir ons uitgesit. Here, veel het dit nie gemaak, Here. Maar Here, nogtans het U in ons gedink, Here.
Here, is die familie ook, Here. Een bitter beker van ware. Here, gaan hulle nie verby nie. Here, seën hierdie werk van Gabriel vanaand, dierbare Here. What a wonderful person. Jesus. Dankie Jesus. Here, gaan ons nie verby nie. Dankie Jesus. Ja, ons is seer, Here, maar U is die trooster, Here. Here, al wat moet gedoen word, seën dit, Here. Here, die wat vanaand ook uitgekom het, Here, om te hoor van Oompie se lewenswyse op aarde, Here. Here, 'n man wat nie eens op vlieg kos doodslaan. Dankie Jesus, Here. Here, seën hom, Here. Seën sy familie, Here. Spesifiek sy vrou, Here. En sy kinders, Here. En die breë familie, Here. Die man wat vir sy vrou gesorg het, Here. Indoda, tiko no feso lungleyo. E besamenzela, umfazi wakhe nabantwana bakhe. Hlala nabo Thixo, ifamily yakhe. Nangothi kunaphakade. Amen. En dieselfde asem, sien hierdie blysek. Ek wil elkeen verwelkom in hierdie dienswerk van Oompie. Ons noem hom Oompie Gabriel. 'n jong man wat vol respek gewees het. Jy weet wat ek die tyding hoor, toe kon ek nie glo nie. Ek het gedink ek droom. Ek sê vir my vrou, as ek so voel, wat is sy nie sy familie wat baie na aan hom is. Ek ken hierdie pad, my suster, om 'n maat te verloor. Julle gaan bed toe, julle is twee. Een staan op, en die ander ene bly lê. Maar die Here is in die saak. Kom ons kop ons skoene uit en luister na Gabriel. Maar daar's een ding wat ek wil sê. Gabriel het nie takke agterop aan. En jy wil hoor van kinderstories, dan jy op die verkeerde plek. Want was 'n family man. Amen. Amen, dierbares. Ek sê dankie, dierbares, vir hom steen, dierbares, wat die werk van die Here oopgemaak het. Ek gaan net werk, dierbares, wat die bly vir my sê. Ek wil nie mense se tyd mors, dierbares, maar eerlik wil ek sê, dierbares, die Here is die Here. Ek sien baie kere, dierbares, wil ons woorde gaan niks baat vanaand nie. Maar die Here is in beheer. Ek gaan sommer die lightning dien by ons van die candles by die familie. Dan gaan die dame gaan sommer 'n song ook sing. Haar naam is Tasha.
lighter. As a lighter. As a lighter. As a lighter. Jou laat gaan. Dit is waar, seer om tot ziens te sê. Ja, dit is nie wat ons weet. Ja, dit maak baie seer om u te laat gaan. Maar ek weet wat God doen is wel gedaan. Kom weer, laat hom weer, laat hom weer. Laat hom weer. Good evening, beloveds. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ and Savior. On behalf of just a bundle of faithful camp messengers, we would just like to dedicate this poem to our beloved Uncle Gabriel. The poem's title is The Final Journey. Today we pause with heavy hearts, as tears of sorrow softly fall, remembering a man of strength who gave his love and best to all. The roads he traveled day by day were more than just streets beneath the sky. A father's love so firm and true, a guiding hand and a steady light. Though now his seat stands still and empty, his memory rides within our hearts forevermore. Rest in peace, Uncle Gabriel, until we meet again in glory, safe within the arms of God and to him who is the Son of God. Rest in peace, Uncle Gabriel. Amen. Ek wil dankie sê dierbares. Jy weet, ek het die Gabriel gemeet by Staakheppie. Ek het Gabriel gemeet by hy het toe werk ja by Mario Livie. En Gabriel dierbares as jy 'n man van baie woorde gewees het. Ek het net baie goede gedeel, gesels met mekaar as mekaar kry. Maar al wat ek gesê, wat ek geleer het by hom, dat 'n mens moet stil raak. En dan sal die Here die ander res doen, het hy altyd gesê vir my. As te veel, baie kere praat ons te veel sê. En ek het dit geleer by Gabriel. En dis waarom ek sê, terwyl ek so sit dierbare, ons moet lief wees vir mekaar. Ons moet kyk na mekaar. En vanaand dierbare, het gaan nie oor ons nie. Het gaan oor die Here dierbares. En dan gaan ek oproep dierbares op die guest speakers vir Dion om 'n geleentheid gee om die familie 'n woord van bemoediging te gee, 'n woord dierbares dat sê, so sê die Here, hy het saam met hom gery by Staakhepp, hy het saam met hom beweeg, so ons gaan Dion oproep en vir Dion 'n geleentheid gee. Amen dierbares.
Goeienaand, geliefdes, familie, vrienden. Ja, ek groet julle almal in daardie oorwinningsnaam van ons Here Jesus Christus. Is jy miskien van die Savings Club se manne hierso? Wat saam met ons in die Progressive Savings Club gewees het? Is daar ek? Ja. Daar begin ek as ek van Gabriel praat. Ek het so 12, 11 jaar terug die staakie begin werk. Toe is Gabriel die staakie en vir hy 12 jaar is ek en hy saam die staakie. Maar weet julle nie, ek sta nou aan by die deur, nou vra ek vir Ruben, wat is Gabriel se vrou se naam? Julle sal nie glo nie, ek het nooit Gabriel se vrou se naam gehoor nie. In die 12 jaar, want is altyd my vrou hierna toe en my vrou soon toe. Is Boeta hierna, ek ken die Boeta se naam, maar ek weet, eendag toe is Boeta by die skool, toe Gabriel so pas hy idees gekry. Dus Gabriel in 'n accident het reën. Birdstraat af, boem, binne in die ander karre. Dus Gabriel geworry, want hy moet Boeta by die huis kry en hy wil nog 'n airport toe gaan. Ek ken nie Gabriel se dogter se naam. Maar Gabriel het er elke dag gebel, amper sit ek hier by hom, aan videocall hier. Nooit geweet nie, maar nou weet ek, is Cynthia en Sintoli. Ja. Gabriel nee, was 'n familieman, mense. As jy met Gabriel praat, nee, is my vrou, my kinders en my ma. En Gabriel het gelewe vir hy mense. Is net hy mense. Gabriel was 'n baie eenvoudige mens, pastor. Baie eenvoudig. En soos die mense sê, ek kon nie 'n vlieg aanraak hy man. Is ons daar by die werkstry of beklei, sê Gabriel. Ag, Dion, los die mense man. Ek moes baie vinnig op my peertjie. Hy sê, nee man, los die manne man. En Gabriel het vir elkeen 'n bynaam gehad. Ek weet nou nog nie hoekom het hy vir Brak gesê Viljoen nie. Maar Romeo was Viljoen geweest en Kadi was leermeester. En ek was ou 76, elke nuwe kar wat ek kry, gee Gabriel met die registrasie. 4:00 in die oggend, dan begin ek in Gabriel te werk vir die afgelope 12 jaar. Hy mis die 4:00. Piet is kwaad vir my nou, want wie gaan hom nou ry? En Gabriel het gesê, jy moet nie ry, Dion, want jy begin 4:00. Ek kan nie meer 4:00 opstaan nie, mense. Ek kan nie meer 4:00 begin werk. En Gabriel sê, ja nie. Ek mis hy man. My vrou vra, ek kan nie meer opstaan in die oggend 4:00. En Paul en Ketel het geweet, hulle hoef nie te worry 4:00 in die oggend nie, want ek en Gabriel is daar. Kadi is daar, Viljoen is daar. Ons is 'n groep wat elke oggend begin het uit die klokslag. Gabriel was 'n man wat gesorg het vir sy familie. Hy weet nie wie gaan nou hy kwart bees koop elke maand nie. Hy loop Gabriel met hy bors. Pastor is het einde van die maand is Gabriel, ja sê Gabriel my korte hand. As ek nie korte hand is, as ek volle skaap. Hey, Hy was lief vir vlees. Hy was nie lief vir eet nie, maar hy was lief vir vlees. Hy sal hom so onthou. Gabriel het nie sommer by die werk, geëet in die straat nie. Hy moet huis toe gaan. My vrou gaan nie kom, my vrou. As net my vrou hierna toe, en my vrou so toe, en my ma hierna toe. Al die pad. Ons het nou 'n 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 '
Gabriel was een van die signatures geweest daar by die klub. Die dag toe ons die klub gaan stop, want ons moes. Die oggend toe Gabriel toe gaan voorbij ry, toe sien ek daar staan 'n kar, want toe hoor ek dat skote afgegaan. Ek het dit geweet te sien, ek bel die kantoor, ek sê, ek vind net uit wat 'n kar staan daar so. Sy bel, as 3 of 4 karre wat so hoor ek. Toe hoor ek, is Gabriel. Ek kon dit nie glo nie. Oompie, Malume. Amen, dear brothers. Ek weet, dear brothers, is nie maklike ding nie. Maar so, dear brothers, so een changes gaan ons maak hierso. Ek wil dankie sê vir Dion en die manne wat die voorgestaan het om die moed by mekaar te maak, om die werk, familie te bemoedig. En Maya is nou nie hierso nie. Maar ons gaan vir Sizzle Koopman gaan sy geleentheid gee om die familie te kom bemoedig. Na die dan gaan die familie, een van die familie member gaan kom praat. Ek weet nie wie gaan kom praat nie. Een van die familie na omstandighede wat is. Goeienaand, vrienden. Ik weet die, Maya het my nou in 'n ding gedruk. Nee. Maar pastoor, jy weet mos, in my beroep, in my ambt, dat gereed wees vir enige ding. En daarom is ek gereed vir hierdie saak. Ek gaan nie dankie sê vir my dat hy my in dit gedruk het nie, maar ons gaan aan met die werk. Amen. Ek het gesê ek wil nie praat vanaand hierso nie. Want Gabriel het ek kom leer ken by Staakep. Of laat ek sê, hy het my kom leer ken by Staakep. En ons het vriende geraak. En wat jy gehoor het van Gabriel hier, is net die waarheid. En ek gaan ook net die waarheid praat. Ek het dit genoem, die aan wat ons op die familie gaan kuier het, om hulle te gaan bemoedig. Ek dink ek gaan maar weer sê vanaand hier. Want ek weet die Here dit so bestuur, dat ek en Gabriel die Vrydagmiddag, 'n ding wat nooit gebeur nie, het altyd kom staan en gesê by my by die deur. Ek gaan sê ons, want ons is in die werken. Maar daai Vrydagmiddag het Gabriel kom inklim by my kar en hy het kom sit en gesels. En ek dink, dit wat hy met my gesels het met baie van die ander kollegas ook gesels. En die twee dinge wat my sal bybly, wat hy genoem het, is dat sy familie, hoe erg hy voel oor sy familie, sy ma, sy vrou en sy kinders. En die tweede ding is wat hy genoem het, en dit sal ek onthou, ek gaan altyd by my bly. Hy is vir my kom sê, want hy het vir my gesê om Caesar, dit was sy woord daarmee, om Caesar. Sê om Caesar, jy het my inspire. Vraag om, hoe so jong, het is, ons is een collega, die sê nee, verlede jaar,
is hy opgetrek en jy is as die amper as 'n ouderling in die kerk ingetrek. Hy sê en dit waarom ek sê jy het my inspireer want ek het bietjie gaan lê en my begeerte is om ook weer bietjie op te tel daar wat ek gelos het. Maar kyk wat het die volgende dag gebeur. Nou ons sê gewoonlik, ons noem dinge gebeur, maar die Here bestuur. Dit is wat hy eintlik bedoel het seker, maar ons weet mos nou nie. Daarom vanaand kan ek aan die familie sê dat dit wat julle verloor, ons weet julle het groot verloor. Staak het toch groot verloor. Ek onthou die Saterdagoggend by die geval toe ons daar by die voorwy staan en ek gaan vanaand 'n ding noem. Die ex-kollegas moet dit hoor. Twee manne wat na my toe gekom het by die voorwy. Leonard, ek hoop jy kan ry, wie was dit? Isa en John. Ja, daai ook by die voorwy na my toe kom. En my kom omhels. Hulle woorde aan my om sê, ons weet, dit was jou vriend, dit was jou chommy. John en Isa. Daai oggend. Ek het vir my vrou gesê. Maar dit ons geweet, waarom het daai oggend dit gebeur? En Leonard, jy weet mos ons verhouding. En dit het gebeur daai oggend. Nou dit is, hoe ek sê, hoe die Here dinge bestuur. Aan die familie wil ek sê dat die pad wat jy gaan loop, is glad nie maklik nie. Maar weet dit is, as jy die vertroue in die Here plaas, sal dit bietjie makliker wees. So aan die familie en ons as kollegas, dat ons die pad saam stap en onthou die memories wat Gabriel vir ons nagelaat het en probeer dit nastreef. Amen. Dan sal ons die pad makliker kan hanteer. Baie, baie dankie. Dankie om sê. Ek wil dankie sê vir hom se so dierbares wat die moed by mekaar gemaak het. Ek wil my vir stout dierbares man. As ek dit kan doen. Ons is Mostake, ons is daar Kariga. As daar enige ene voor ek die familie 'n geleentheid gee, enige ene van Kariga wat sy hart brand vir Leonard 'n geleentheid gee dierbares, net om die familie te bemoedig dierbares. Ons is mos een dierbares, ek gaan vir Leonard 'n geleentheid gee dierbares, tot eer van die Here. Hy man het geskindig en hy sê, hy maak lang al praat man. Hy was ook by Staakie gewees. Goeienaand almal, goeienaand. As jy net nader in mond toe. Goeienaand aan almal. Ons prys almal in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ons kan nie sonder hom nie. Ons kan net met hom. Die Here is wonderbaarlik. Sizzle het genoem, Dion het genoem, my broer het genoem, dat die Here bly die Here. Amen. Ons kan maar wat doen, ons kan maar wat se berg gaan klim. Die Here bly die Here, dis ons begin. Daar was genoem van Starkep en Kariga Caps en wat ook al. Gabriel, toe ek die nuus van Gabriel kry, die môre,
soos Dion sê, ons was nam. Nie oompie nie. Die manier hoe oompie gesterf het. Ons gaan nie vra nie. Ons sit dit als by die voetebank van ons meester. Net die met oompie se dood het ek nie geweet. Ek gaan nie later die tyding kry van my seun nie. So, dit maak het so remarkable dat die dood van oompie, die dag toe ek vir oompie ontmoet het by Starcaps, het hy sommer by 'n plekkie in die hart gaan sit. Dion het gesê van die vroeg opstaan, I was part and parcel of that team. Ons is die manne van vroeg, ons skoffel vroeg. Oompie het nie hoekies en draaikies gehad nie. Oompie was 'n die man gewees. As oompie gesê het, hy gaan die berg gaan klim, hy gaan die berg gaan klim. So, familie, wat ek net wil sê is, by ons, die Frans, Kariga Caps, Anna Caps, is nog steeds hartseer, maar as gelowiges moet ons vorentoe kyk. Ons kan nie agtertoe kyk nie. Ons moet vorentoe gaan. Oompie moet ons ondersteun. Dit is wat hulle wil hê van hulle. Kyk met van die engele van bo af na ons toe. Wat gaan ons maak hierso? En met oompie en die ander, my seun en Isa se dood daar so, is voor die gebeurtenis, as ek verkeerd is, dan moet iemand vir my sê dat daar was wrywing tussen ons drywers. Maar soos ek sê, die Here bly net die Here want unity, die Here wil een wees. Want ek maak altyd 'n voorbeeld, as die mense wat groente verkoop in die straat in Haasel. Hulle verkoop appels en verskillende goede daar. Maar as die een iets kort daarso, dan gaan leen hulle by die ander ene om vir daai ene te gee. Nou, hoekom moes ons as Starcap, Kariga Caps en wat ook al organisasie, hoekom moet ons dan nou so natty is met mekaar? Is ons 'n kollega daai, is my broer daai. As my broer stank daar, ons gaan help my broer. As die broer in moeilikheid is, ons gaan help is my broer daai. Maar ons is verskillende organisasies. Al wat ek sê is, wees sterk familie, en oompie en die ander het verandering gebring hier op Uitenhage. Dankie vir almal. Baie dankie. Ek gaan sommer dadelik dierbares, gaan ek die oompie geleentheid gee dierbares. Eerstens wil ek vir julle sê baie dankie vir die optrede. En tweede wil ek vir pastoor en sy collega's dankie sê vir aan soos die wat hier gerede. Maak die Here sien en dat die seën van die Here alle kerkbelievers van die maak sal achtervolg. Ja. En dat die hand van die Here die oordeel sal wees. Nou, ek is die baie jare oud as die paar aanstel die familie. Nou, Gabriel, wanneer die mense praat van Gabriel, dan praat van wie praat die mense. Want ek ken nie die naam, want ek ken die naam Kriek. Nou, die naam Kriek het hy gekry te Bleems in die steenpunte. Nou weet ek, is baie min mense hier binne wat weet
Toe sê sy pa het ongekondigd natuurlik. En sy pa gesupport. En ons is so support. Nou, hij was een vrijaf geweest met die naam van Kriep Erasmus. Toen zei sy pa, my seun se naam gaan Kriep wees. En dis waar hy die naam gekry het. En na mate het ons getrek. En ooral waar my oom en my pa getrek het hulle saam getrek. Want my pa van my broer gesê, vir sy broer gesê, jy gaan nie aan my plek bly. Jy bly waar ek bly. En daarna was ons 3 Avenue, daar gaan bly en ons is allemaal saam op 3 Avenue. En vir 3 Avenue besluit ek, nee, ek gaan nie meer op haar bly. Ek gaan nou Jerusalem toe. En dit is in Jerusalem toe, en soos ons as familie so bietjie in mekaar het. Maar die verstandhouding was nog altyd daar gewees. Nou die ene wat nou regtig waar vanaand hierdie moes gaan praat oor Kriep, moes sy broer gewees het. Want sy broer was soos 'n pa vrou gewees. En by die 80ste verjaardag van my auntie, sê Kriep vir my, o neef, mama word 80. Ek sê vir hom, ja, hy sê, jy moet daar wees. Ek sê, nee, natuurlijk moet hy daar wees. En hy het alles gereël. En een ding van hom wat ek kan sê is, dat hierdie hand van hom, van sy familie, begrafnisse, toe just leaving, dan sak sy hand in sy sak in. Ja. Dis die Gabriel wat ons ken. En toe Gabriel trou, toe kom Gabriel na my toe, hy sê vir my, o neef, nou my gaan trou jou. Maar alles is nou in 'n lagding. Maar nou moet hy sê, ag, jy lyk jokes man, sê wat jy wil sê. Hy sê nie moet sê man. Ek gaan trou, jy weet mos ek het 'n paar. En deze ene wat my gaan invang. Niemand anders nie. En ek het my mind opgemaak sê, jy gaan my invang. Ek gaan trou. Ek sê op so korte tyd, jy moet ons daarom voor die tyd gesê dat ek sê nee, is nie nodig om die goede voor die tyd te sê. Hy sê wat ek weet, jy sal altyd gereed wees. En so het dit gekom, ek het gedoen, en die verstandhouding tussen ek en hy, was later nie meer soos neefs, maar toe soos broers, van enige ding, wat die aanpak kom en na my toe aan die huis, dan sê hy vir my. En as hy en Cynthia aan die huis kom, as ek dan van hom, hy was baie asak. Hy sit nie lang, en hy kom in die huis en dan sit hy, en dan sê hy, o nee, wat kan nie lang sit. Ek sê, die nog is, hy nog gesê. Hy sê, ja maar, ek wil eigenlijk nie weet, because ek het die radio in my hand, en ek het die phone in my hand. So as jy hoor my phone lê, dan moet jy weet, ek gaan doen. Dis die regel wat ons sê. En hy het die laaste van my Cynthia en gesit, en Cynthia sê, ja maar ek nog teeder, en hy sê, jy kan teeder, maar as die phone lê, gaan ek jou los. Ja. Ek sê, nee man, jy kan nie so maak, dat hy sê, om neef, my werk om eers, Jo. dan die vroeg, en dan die kinders. Hy sê, as ek die roer, dan gaan die pot nie kan kook nie. Ek sê, vir hom, radio, nie gezond waar. En ons sit in ons besef, ek sê vir hom, Gabriel, ek is net 'n bietjie
nie ge-worry. As hy sê vir my, oor wat het jy ge-worry? Ek sê vir hom, die ding dat jy so vroeg opstaan, en is so baie onveilig die buitenkant, dat die oudjie slaap nie, in die aand. Hy sê vir my, o neef, ek staan nie meer so vroeg op nie, maar wanneer het noodsaaklik is, dan staan ek op, dan gaan ek. Ek sê vir hom, nee, is alright, ek is nie vir dit. 'n week voor die skiet kom hy aan by my, met mense in die kerk. Hy sê vir my, ou neef, hoor hierso, ek weet nie, ek het 'n afspraak wat ek wil saam met 'n reël, maar ek weet nie wanneer gaan dit wees. Maar ek kan nie nou uitloop nie, want ek het die mense in die kerk wat ek gevra nou, ek wil dit hoor toe van wat toe sê ek moet by jou uitkom, want ek het 'n afspraak saam met jou. Amen. Ek sê vir hom, Gabriel, ek sê nie, dan gaan nie. En wanneer jy klaar is, dan kom jy na my toe. Dan ek en jy kan gesels. Hy sê vir my, ja, maar dit gaan nie goed wees. Ek sê, dan gaan jou af. Ek is bereid met jou oor en ek luister. En soos ek mekaar, maar ek wil vandag verstaan ek, drywer sê, en die personeel op Polen daar. Galasiërs 5:22. Die vrug kon nie gekoop word by enige een. Die vrug van die Gees is liefde. En Gabriel kon ons wys as 'n familie wat liefde beteken. Hy kan vir ons wys waar die vrug van die Here vir ons beteken. En ons kan opkyk as 'n familie en sê, familie, ons het iemand verloor met 'n karakter van Christus Jesus. Amen. Wat binne in hom was, want Jesus sê, ek weet waarheen ek op pad is, maar ek weet nie waarheen julle op pad is. En ek wil vir die familie, familie sê, kom ons as 'n familie vind rus en vrede, wat wel gedaan het, dit was nie God se plan. Dit is die plan van die vyand. Maar ook in hierdie asem wil ek vanaand sê, ek het hierdie ene wat die daad gedoen aan Daniel, aan Gabriel, wil ek vanaand namens hom sê, dat God hom vergewe. Ek wil ook hê dat die familie met hulle hande ook van die Here sê, Here, dit is wel gedaan. Dat ons in vrede kan vind in ons siele. Want niemand van ons ken die tyd van die dood. Sit jy vir die 17 jaar, wil ek vir jou vanaand sê, dat jy na die Here, yes, kon gekyk het, vir 17 jaar, en die Here het hulle by mekaar gehou. En so waar by die skrif sê dat die dood julle skei. En vandaag kan jy met trots nog steeds in hierdie familie kan, wat jy vandaag sit, is dieselfde Heer wat jy ingekom het.
dit Heer is nog steeds vir jou oop. Dit is nog steeds deel van die familie die Here sien. Amen. Ek sê baie dankie dierbares vir die familie dierbares. Die Bybel sê in Psalm 23, al gaan jy deur 'n dal van doodskade wees, moenie vrees nie, van die Here is saam met julle. Dis nie maklik nie, maar ek vertrou die Here, dat die Here is die Here. Die Here bly nog steeds die Here dierbares. Maar ek weet as iemand, ons ken nie julle pyn nie, ons ken nie julle situasie nie, maar as iemand wat julle pyn ken vanaand, en sy naam is Jesus. Hierdie bedloop dierbares is nie maklik nie, maar ons vertroue is in die Here. Dierbares, ons gaan nou kom na die slideshow toe. Dan gaan ons na die slideshow dan gaan die man van die Here, Ruben Hendriks, gaan hom reg kry om vir ons Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
Prys die naam van die Here. Only God knows why. Baie dankie dierbares. En ek weet dierbares. Pastor, kan maar vorentoe kom. Ek weet dierbares, is nie 'n maklike ding nie. Maar die Here bly die Here. Amen dierbares. Ek wil hulle begroet met die woorde: laat jou harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En hy sal die Vader, is daar baie wonings. As dit nie so was, nie so op julle gesê het, ek gaan. China is goeie memorial service. Die Here het gegee. Die Here het geneem. Laat die Here se naam geprys word. Dit is aan die karja. Okay. Soms wonder 'n mens, Okay, geen probleem. wat kan jy vir 'n familie sê in 'n tyd soos hierdie? En as wanneer jy ook besef, jy het niks om te sê nie. En ek wil vanaand wil ek vir julle kortliks wil ek vir julle net 'n skrif gee wat aan julle bekend is. Maar die konteks gaan so 'n bietjie verskil. Ons gaan terug na Johannes 11 en dit lees as volg. Alhoewel julle hoe sal mense die Bybel ken in die palm van julle hande? Gaan ek vir julle lees. En vir die sake van hulle wat nie Afrikaans goed verstaan nie, gaan ek in Engels dit doen. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. And there's two things that I want to bring to your attention. The first one is death has a purpose. Death has a purpose. When Lazarus was sick and he was busy dying, the Lord got the message, the one that you love the most is sick. But then the Bible said, Jesus said, this sickness is not unto death, but is to glorify God. Now you must remember, you got life from God to glorify God. Your life doesn't actually belong to yourself. It has been borrowed unto you.
When Adam was created out of this very ground, the Bible teaches us, when he sinned, God said, thou shalt return back to the ground. In other words, Adam, you are borrowed to this earth. But how can you say that death has a purpose? The reason why I say death has a purpose is because when you talk about Gabriel, you talk about God. You don't realize it. But who gave perfectionness? It's God. Who can make a person humble? It's God. Who can make a person love his family like that? It's God. Who said that you will work from the sweat of your face for your family? It's God. But you testify it here tonight that Gabriel was such a man. He was a man of family. He was more worried about his family, although he said work was first. He was more worried about his family than about work. So, in other words, Gabriel's death has a purpose, and the purpose is fulfilled by glorifying God. Because everything you said inside this hall goes back to God. You cannot leave it with Gabriel tonight, or with Crick. Cannot leave it with him. But everything you said is true, because God is like a satellite. Without the satellite, there's no TV. There's no phone. But how does the signal works? Is the signal going from the phone to the satellite, or from the satellite down here? But the satellite was put in place by human. It's up there. But yet you get the signal from up there, and not from the person that put the satellite there. Can you see my story? In other words, the satellite is nothing without the human, but the human cannot go on without the satellite. So if your phone is dead, who do you blame? The satellite, the signal. The signal. So when you pass on, when you pass away, when you leave earth, immediately you realize it's God. You see, you go back to where it actually started. Gabriel didn't start here. It started in heaven, where the Bible said that before you were formed in your mother's womb, I know you. That's how powerful it is. So the purpose will be fulfilled when you come and glorify Gabriel, but actually you glorify God. Because what you say Gabriel is what God has created him to be. That is how it is. And it's unfortunate that many of us say it only now, that he can't hear it. But that's how life is. We don't expect Gabriel to pass on like this. We don't expect Gabriel on the 27th of June, that he will be no more. No one of us expect that. We wake up, like me, wake up, everything is fine, and then everything is normal. But it was not fine, and it was not normal because somebody is ripped from us. There's a saying in KwaZulu, an injury to one
is an injury to all. Now you must understand this part. The family is there. How can we say it? The mindset of Gabriel, how they view Gabriel, how they see Gabriel, how they know him, but also his colleagues have their vision and version of Gabriel. And then you get a community. And then you get his friends. And then you get his school friends, his chummies in school. In other words, when he was growing up, when he was a young boy, then he became a young man, then he became an adult. He was not an opa yet, ne? He's not an opa yet, ne? He's not a grandpa, ne? Gabriel not a grandpa. He's not a grandpa. So leave that to me. Every one of us, in our mind, we picture Gabriel that way. But as you picture Gabriel that way, just remember, death has a purpose. And purpose is to glorify God. The second part is, while I'm stepping to the door, death has a purpose, but death needs preparation. There's many people, they say, ach man, ons moet allemaal moet hard doodgaan. You can say that everybody has to die, but are you ready to die? It is Amos 4 verse 12 that say, make thyself ready to meet thy Lord. Maak jou klaar om jou God te ontmoet. Because death is something you cannot expect it now, later, or never. You don't know Uncle Fani when he is coming. He comes like a thief in the night. And yes, for Gabriel, he came like a thief in the night, unexpected. Because if Gabriel knows that death was waiting for him there, he would never have left his home. He would never have left his home. Why must I go into my death, knowing I'm going to die there? He came like a thief in the night. That's why we need to prepare ourselves. Now, purpose was illustrated by the satellite. Preparation, I want illustrated like get ourselves ready to go to town. If you go to town, or you go to a function, or you go to a graduation, a ceremony, or whatever, you put on your best. Am I right? You will not go there barefoot. Jou hare staan soos wie weet wat daar aankom. Jy gaan die haar aankom nie. En die hemp is tot die toe oopgeskeur nie. En ja, ek is ook nou hier, julle moet my ook notice nie. Nee, mense. Ek sê altyd, when you go to a wedding, sometimes you don't know who's getting married. The way people are dressed. When you go to a funeral, you think it's a fashion designer. It's a designing parade that is happening. People are dressed up for everything, and there's nothing wrong with it. But you prepare yourself to go to that specific function or place. Now you cannot go to heaven with a mud hemp. Modder hemp. Kom jy by die Here aan en sê vir die Here, ek kom nou van die aarde af, jy het my nou hierna toe geroep, maar ek kan nou nie help, ek kan nou nog vuil, ek het die kans gekry om my aan te trek en skoon te maak en my te was en dan gaan die Here vir my sê, jy het baie tyd gehad om dit te doen, Boeta.
I gave you a lot of time to prepare yourself. The only person that knows when he's going to die. Do you know who's that person? There is someone that knows when exactly he's going to die. If you have been sentenced to death and they tell you you're going to hang by your neck on the 27th of June, 4:30 in the morning, illustrate now Gabriel's death, then you know exactly 4:30 I'm going to die, because 4:30 that man looks at the clock. He put the rope around your neck and he wait for a second. Once it say 4:30, he pull that thing open and you die. That's the only time that the person knows when he's going to die. The same with the electric chair in America. The same way in the Arab lands where they cut your head off. They will give you a time frame. So for that time, you can prepare yourself for this. You can make yourself ready because you know on that day, at that time, I'm gonna die. But in real life, in our life, in our normal life, not one of us knows when he is going to pass on. That is why you must go to the bathroom, you must wash yourself. The Bible said when John looked into heaven, he got a vision and looked into heaven and he asked God, who are those people with a white cloth on? And God said, those are the people that are been washed in the blood of the Lamb. That is the people. So you need to be washed. You need to be cleansed by God. And that is a preparation for your death. Because you don't know when you're going to die. I don't know. I cannot even predict your death. Go to a fortune teller, she's going to lie to you. She's going to take your money. And you will be still alive after 20 years. Because God will not allow people to know when the other one is going to die. God wants you to go to the bathroom. Go to a private place, in other words. Go to a place where only you can speak to God and say who you are and what you want to become. Lord, I have this burden on my heart and I cannot get away from it. Please cleanse me from this burden. And only He can do it, no one of us. After you come out of the bathroom, been washed in the blood of the Lamb, God will dress you with a white dress. A white dress in spirituality, not in physically. You are now a new person. People will say to you, hey, that person is different. Yesterday was like that, but today is like this. Something different about that guy. There's something different about that woman. En julle nog nie woorde gehoor nie? Né? Dan sê die mense, hey, as 'n verskil is op met daai man jong. Laasweek toe sy man bietjie de mekaar, ek sien hy man dan nog stil en rustig. Wat gaan aan jong? Because you have received a new dress. And after you have received that dress, you are now prepared to die. God gives you a crown of glory, like He gave to Gabriel, a crown of glory. Crown of glory, where He will say to you in heaven, your place is also ready for you. Your family might not understand it. Your friends may not understand it. Even your colleagues may cry about it. But your place is ready. I come for you
and only you alone. I want to step down and I want to say, let's leave this place with a clear mind that death has a purpose, but it needs preparation. Shall we bow our heads in prayer? Here Jesus, baie dankie dat ons so Gabriel se lewe kon view. En alles wat ons gesê het, Here. En alles wat ons gesien het, die slideshow, Here. Gabriel se dood praat van 'n doel, en daai doel is om God te verheerlik. Alles wat ons gesê het, Here, dit lyk ons glorify Gabriel, maar eintlik glorify ons U, die Here. Maar help ons vanaand, Here, om onsself voor te berei, Here, vir hierdie pad wat ons nie weet wanneer, waar en hoe dit gaan gebeur nie. Wanneer ons uit mekaar gaan, Here, wees U die naprediker, Here, van hierdie kort woord, Here. Dat is my gebed. In Jesus' wonderlijke naam. Amen. I'm done. Amen. Ons sê dankie dierbares vir Pastor Ruben Hendriks van die woord van bemoediging. En ek vertrou dat die woorde wat hy uitgespreek het, dierbares, dat dit daarna die woord van die Here sal, die gees van die Here sal agterbly. En ek vertrou dat die Here saam met ons sal wees, dierbares. Dan gaan ek, dierbares, vir 'n familie, vriend, Denver, 'n geleentheid gee. Okay, Denzel. Okay, jammer dierbares. Dis nou nie 'n naam is nie, maar ek het maar gevra. So ons gee vir Denzel 'n geleentheid, dierbares, om namens sy familie te praat, dierbares. Familie, ek is so 'n bietjie anderster. Ek kom van die plaas af. Amen. Ons het nie die goed gehad nie, né? Maar die mense kan my hoor. Maar waar ek vanaf kom, ek luister maar van net toe af, niemand het eens gesing, niemand soos U, Here. Niemand soos U. U het my lewe. U hou my trou. Reg deur die lewe sal U my hou. Here, niemand soos U, Here, niemand soos. Goeienaand familie, ek is Denzel Rousseau. Ek in Kriek, wat op die 23ste April 71 gebore is, het saam groot geraak, soos choppertjies. Laat my net eers toe om dankie te sê. Die organiseerders van hierdie memorial, ek was so bekommerd dat ek net 'n laaste ding vir my broer kon doen, maar die Here het uile daar gesit om die pad vir ons makliker te maak. Kriekse ma, Anotini, werk in Nieuwstraat omvani, Ava Kariba Beatrices. Hy het toe praat ons van die erf. Hulle praat nou van house executives en goede. Dit was so lekker vir ons, as Anotini sê, ons moet naar kom help, meneer Pasels, ek en Kriek en Ouman en Ali. 4 neefies. Dan die bene wat ons by mekaar gemaak het, dan gaan ons eers na Mabotile toe. Die mense wat weet waar Mabotile was. As daar by die Dennisse, as ons hy sente haar gekry het, dan loop ons na Chong toe, by die eerste robot. Dan koop ons vir ons viskyn en brood
En so gaan ons New Street toe. Ek wil julle bring soos wat ons groot geraak het. Ons het in 'n tyd groot geraak waar ons geleer was, jy vermy 'n stryery en loop liewerster weg, as wat jy nou hardgebak speel. As ek of Kriek of Ali of Ouman, as ons vir 'n oom of 'n antie teëgepraat het en hy ding kom by die huis uit, ons gaan al 4 pak kry. Dis die lewe wat ons geleef het. Jy weet, wanneer ek nie lank opbou nie, Kriek begin sy eerste werk by Select Security. Maar as 'n ding wat ons geleer is by ons ouers, vandag se kinders, hulle besluit somme, die week is die by myne, en volgende week is dit my ma se. Daai ding het nie by ons gewerk nie. Ons moet die geld huis toe bring, en dan moet ons wag, tot jy geroep raak, om jou sente te kry. Maar weet jy wat, deur al die goede, toe Kriek klaar maak by Select Security, hier's getuies. Toe begin Kriek, toe koop hy vir hom 'n bakkie, toe begin Kriek mense se goede rond te ry. Toe ontmoet, ek gaan nooit van die ander cherries praat toe. Toe mense is vir my lekker om oor Kriek te praat. Toe ontmoet Kriek vir Sintie. Hulle het Sondag so gelag. Sintie en Kriek was lief vir boeklees. Hulle het mekaar by die Civic gemeet. As neef gesê het, hy gaan Civic toe, dan weet ons anders sal, hy gaan nou sy cherry kry. Ja. Dis waar hulle mekaar gekry het. Maar jy weet wat so wonderlik is, Sintie het nie meer 'n pa gehad nie, maar Sintie het 'n streng ma gehad. Kriek was baie bang vir haar ma, sy. Baie keer aan sit ons en sê, hey, ek wil nie nou na by die poskantoor rond te sien, want as ek nou gesien raak, is dit weer deur mekaar goede. Maar jy weet, hierdie mense besluit, hulle gaan trou. Ek en hy sit, hy sê vir my neef, ek gaan trou. Toe is ek al lank al getroud. Hy sê vir my neef, ek gaan trou. Ek sê, oompie, jy vat te lank. Jy het te lank gevat. Ek sê vir hom, as een ding, wat jy nie moet doen nie. Jy moet nie huis gaan hier, bly liewerster in 'n blikhuis, ne? Was in 'n waskottel, ne? Maar moenie gaan hier om beligte aan te sit en goede nie. Daar sê sy kan sê, praat ek alleen. Hy werk by Mario en Livie, ek kom by huis, hulle het nog nie na 'n ander huis gebly nie, ja, sy, nog net daai huis. Maar jy weet wat so wonderlik is, Mario en Livie se deure maak toe, Kriek het die werkie. Maar weet jy wat doen hy? Kriek staan vroeg in die oggend op, sy kan sê of ek alleen vertel, hy het so Ford Escort gehad, hy ry seker leesam met die mense, as dit dag raak, as die taxis begin ry, en hy al klaar 'n paar sente gemaak. Kriek besluit, hy gaan by Starcape gaan werk. Ek en Kriek se ma, sy broers en susters, ons was teen dit, want daai tyd toe daar nog nie van vuurwapens, dit was messtekery, paaste, en rowery. En sê ons, Here Kriekie moet tog nie in die nag werk nie. Maar Kriek het deurgedruk, hy het deurgedruk. En die Here het hom gehelp, die Here het hom verskriklik gehelp. Sintie raak swanger met Boeta. Kriek kom te min in die kerk, né? Soos dat hom sussie gesê het, Kriek kom te min in die kerk. Sintie het baie komplikasies met die swangerskap. Hy kom tot daar by my in Lapland. Hy sê vir my, neef, ek sal môre sal ek moet na die huis van die Here toe gaan, want so kan my vrou nie siek is nie. Hy kom uit die kerk uit, ek dink, hy was in Nakeisha gewees by hy apostoliese kerk, hy kom uit die kerk uit, om vir my te kom oortuig, hy was in die kerk gewees. Toe Boeta boere toe sê, neef, dankie,
Ons het altyd mekaar geadviseer, mekaar raad gegee, mekaar aan die hand gevat, waar ons mekaar kan vat. Toe Sint-Olien klaarmaak met matriek, toe sê hy vir my, neef, Dietjen wil varsity toe gaan. Toe sê ek, oompie, kom ons kyk hier by Nelson Mandela by. Toe sê hy, nee, Dietjen wil nie soen toe gaan. Gramstad toe. Iemand het net toe gesê, is elke dag, as Kriek se mond oop gaan, Sint-Olien, Sint-Olien. Sint-Olien, jou pa het geleef in sy werk, dat jy moet opgevoed wees. Ons sit by Caltex om Ruben, Habi Miertje, ek en hy nou wat ek by Staakie begin het aan Claudette, sit ons daar. Hy sê vir my, neef, die siekte is besig met my. Hy het maar nou onlangs uitgevind, hy is 'n diabetes. Hy sê vir my, siekte is besig, maar hy is so bekommerd oor sy kind. Ek sê, oompie, vertrou die Here. Al wat ek vir hom gesê het. Hy gaan verder, hy sê vir my, die Here het my gehelp, ek het getrou, Sint-Olien het klaargemaak met skool, Sint-Olien is nou besig om af te studeer, ek begin nou siek te raak, ek sal nou moet begin afskaal, maar ek wil eers hê, sy moet klaargeleer is. Nee. As sy klaargeleer is, moet sy vir Boeta verder vat. En ek wil vanaand pleit, wanneer ek wil gaan sit, Sint-Olien, wil ek pleit by jou, dit was jou pa se begeerte, dat jy 'n beroep moet hê. Weet jy, ek en jou pa het al gepraat van, as jy klaar is. Ek het mos die koneksies met mense in die onderwysdepartement. As sy klaar geleer het, dan sou ons geskoffel het, ek en hy, dat sy moes aangestel raak. Ek pleit by jou, maak klaar. Doen wat jou pa se hart begeer het. Jy is die ene wat die familie moet verder vat. As Boeta eendag klaar geleer het, dan kan hy sê dankie. Maar met dit wil ek sê, Sintie, dankie vir die tyd toe dit moeilik gegaan het. Was jy nie 'n vrou wat jou goede gevat het en na jou ma toe gegaan het nie. Jy het saam met neef, het jy die pad gestap. Ek wil die Here dank, nee, dat Kriek 'n vrou soos jy gekry het. Want dit kon so anders gewees het. Julle moes mekaar by die library kry. Julle moes lank vat. Julle het lank gevat voor julle getrou het. Julle moes lank vat voor julle trou. Maar mag die Here julle seën, Sintie. Jy en jou gesin. Die pad wat julle van sat, nou voel julle hom nog nie. Want ons is nog almal hier rondom julle. Maar Saterdag, Maandag as die huis begin leeg raak, dan gaan jy begin voel. Ek gaan alleen in die kamer in. Hier is niemand om mee te praat nie. Maar as daai tyd, wat jy moet sê, Here, help my. Ja. Wees saam met my. Staakie, van die baas tot op die laaste boy wat Denzel is, baie dankie vir die geleentheid wat my broer gehad het, om by Staakies te werk. Baie dankie, dat die Here hom gehelp het, dat hy baie kon vermag het, in die tyd wat hy by Staakie gewees het. As nog een dag wat hy na my toe gekom het en vir my gesê het, neef, jong dinge is nie lekker aan nie. Ek sal maar my broodblik moet vat, soos hom sê my gesê het, en môre by 'n ander deur gaan inklop. Hy het nog nie dit gesê nie. Amen. Jy weet, sedert die 27ste, wanneer ek wil gaan sit, is dit 'n moeilike pad vir my, en ek dink, as dit vir my so erg is, hoe erg is dit nie vir sy kinders nie. Maar ek wil u vra, bid vir ons. Bid vir ons, iemand wat die Bybel beskryf het, wat rein van hart is, iemand wat die vlieg kon doodgemaak het, is op so 'n manier aan sy einde gekom. My Malume het net toe gesê, kom ons vergewe, want daar is niks wat ons nou kan verander nie. Niks wat ons gaan doen, gaan sy lewe terugbring nie. Wanneer ek wil gaan sit, dis mense wat ek sien, wat ons ken nie, wat ek ken, wat saam met Kriek geloop het, van kleins af nie. Ek wil vir julle baie dankie sê. Toe ek Wallace daar agter sien sit, toe dink ek sommer, hoe lekker het ons geringchink met sy troue Hans, vriends, ek en Kriek, hulle familie, baie dankie. Elkeen wat 'n impak gemaak het op my neef se lewe, baie dankie.
En ek weet elkeen kan net met goedheid en guns soos die Bybel praat, van sy lewe praat. Baie, baie dankie. Baie dankie MC. Sien jy het die mic nodig nie? Amen. Ja, dierbares, ons stap nader na die einde toe nou, dierbares. Dan gaan ek vir Dion vorentoe roep, dierbares, om sy gedeelte te doen. Hy weet wat gaan hy doen, dierbares. Hy gaan sommer die Thanksgiving speech gaan hy ook doen, dierbares. Ek sien sy naam, Dion 1 om Sizzle sy naam is so. Maar Dion sê hy gaan sommer alles doen. Voor op die waan, hè? Ek sê mos ek is voor op die waan. Sizzle, kan jy glo hy man dat so baie praat hier? You mense, as hy man bekend, ek kom as hy maar in die kar uit, lyk hy maar kan praat hier. Ek het 2 goede geleer door vanaand die memorial, jy kan baie praat. En Gabriel is die vrou by die briefie gekry, by die bibliotheek, want hy sê van my, jy jou vrou by Staakie kom kry. Ja, ek het my vrou by Staakie gekry, toe ek hier begin werk te kry, hy vrou, hy gaat tel op, hy kry kool aan de speech. Sy nuwe jaarsdag, sy stou nog by my. Sy stou nog by my. Hy vroeg sy kar leiter. En hy slaap net in die huis met haar. Waar hy vroeg sy leiter? Waar is my vroeg sy leiter? Hier die leiter, ek gaan in die huis slaap. Ek gaan in die huis slaap, die so leiter. Ek het nog. As 2 dinge wat ek moet doen, dan is het klaar. Ja. Ruben sit sy bril op om te lees, Oompie sit sy bril op om te lees, en sê, hoekom het jy jou bril afhaal om te lees? En om afhaal. Ja, Oompie. Ek moet net gou die lees. Ja, ek nee, die ding moet. Jy kan nie die ding in jou hand doen nie. Ja, namens Staakie wil ons net dankie sê vir die familie wat ons toegelaat het. Want baie mense kan baie private wees om die memorial vanaand te gehou het. Want ons moes hulle toestemming kry om het te doen. Dankie vir die mense wat vir ons die mooi draping gedoen het. En ook vir die livestream wat ons hier het. Ek dink ons het betaal vir die livestream nie. So maar ek het 'n kaart wat ek wil lees hier. With deepest sympathy on your loss. Those who we miss are still with us. Those we can't see are still there. For memories live longer than moments, and love knows no goodbyes. All that you love is a part of you, and a part of you cannot be lost. So when the pain makes it hard to understand, and the sorrow won't let you smile, remember how blessed you are. To have this special person touch your life. On the times you long for their embrace, or hear the sound of their voice, hold on to the joy they brought you, and listen to the beat of your heart, for there they are living on, always and forever. En dit is van Staakie Management en Staakie Drivers af aan die familie, die bedroefde familie en die breë vriendekring. Ek gaan in trane uitbars voor ek dit doen, want ek gou die ding insidie. En dan het ek nog iets hierso.
wat ek aan die familie wil gee. Dis vir jou. En die staakie met ons tradisie, dat wanneer ons drywer aan die dood afstaan, of familielid van die drywer, sy vrou, sy dogter of so wat, dan sal ons altyd ietsie by mekaar, ons noem het sommer, hoe sê hulle, lampie geld. Maar namens Staakie, die drywers en management wil ons graag die aan jou oorhandig. Dit kom in die diepte van ons hart uit. Alles wat ons vandaan die gedoen het, kom in die diepte van ons hart uit. Omdat ons baie omgegee het vir oompie. Ek kan nie sê jy sal altyd daar wees nie, want mense maak beloftes en hulle kom julle beloftes na nie. Maar die Here is die Here. Ek wil nie preek, as ek nou begin, dan gaan ek preek. Amen. En dat is genoeg gepreek. Maar as net een van twee maniere hoe mense in jou dood kan kom. Hebreërs sê dit is vir die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daarna die oordeel. Een van twee maniere sê ek altyd. Ek het 'n ander broer gehad in die gemeente, hy sê, ek wil tog net nie omgery word nie. Ek wil tog net nie doodgesteek word nie. Niemand het verwag Gabriel gaan so aan sy dood kom nie. Maar as net een van twee maniere hoe mens sterwe. Dit is in Christus of dit is sonder Christus. Onthou dit. Die pastoor het gesê, jy moet jou voorself voorberei. Met wat gaan die Here jou besig kry as hy omkom? Met wat gaan hy jou besig kry? Net twee maniere wat jy kan sterwe. In Christus, nie saam met Christus nie. In Christus of sonder hom. Sterwe jy in Christus, eendag sal jy saam met hom wees. Die dief aan die kruis het gesê, ons verdien het, hy verdien het nie. Ek los hy met dit. Amen. Nou dierbares, ons het op die einde gekom, dierbares, met hierdie werk, dierbares. Ek sien nie so my naam is, hier sommer jou, maar die afsluit met die gebed, jou. Maar wil ek los vir die familie sê, Amos 4 vers 12 sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Dierbares, ons moet mekaar lief hê, man. Ons moet kyk na mekaar. Ons moet nie sleg praat van mekaar nie, man. Ons moet nie praat van mekaar nie. Laat Gabriel se dood, dierbares, jou wakker maak. Laat Gabriel se dood, terwyl jy nou haas sit, laat 'n bietjie praat met jou. Ons weet nie of ons môre gaan opstaan nie. En vandaan wil ek jou sê, as jy nog nie by die Here reggemaak het nie, laat Gabriel se dood jou bietjie wakker maak. Laat Gabriel se dood, dierbares, laat hy bietjie praat met jou. Jeremia 8 vers 20 praat van, die oes is verby. Die somer het tot einde gekom. Kom, laat ons na die Here toe beweeg, dierbares. Hy sê in Spreuke 3 vers 6, ken hom, en al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, dierbares. Ek wou nie praat, dierbares, maar hier, doe dit my bietjie kom wakker maak. Ek weet, die Here is in staat om hier dinge te verander. Maar God sien nog nie ons harte van heilig.
Ons bloei nog nie, ons is nog te reg op, dierbares. Maar die Here sê vanaand, as tyd dierbares, dat ons terug moet keer na die Here toe. Sy dood is seer, dierbares. Maar ek weet, as ons nader na die Here toe kom, dan sal die Here ons hardste begeerte vervul, dierbares. Ek wil aan die familie sê, bly net by die Here, tydig en ontydig. As jy maklik nie, van ek het nog my vrou langs aan my, ek het nog my kinders langs aan my, maar ek wil vir die familie sê, hou moed, bly by die Here, tydig en ontydig, dierbares. Kom ons staan, dierbares. Dan gaan ek afsluit deur middel van gebed. Familie kan maar sit, dierbares. Vader, in die naam van Jesus, Here. Here, vanaand kom ek na U toe, Here. Ek kom op my platte van my voete, Here Jesus, Here. Ek weet, Here, U is in beheer oor ons lewe, Here Jesus, Here. Ek bring jullie familie, Here, voor U, Here. Ek pleit aan myself onder die bloed van Jesus, Here. Here, ek weet, Here, dit is hartseer, Here. Ek weet, dit is seer, Here. Maar ek vertrou op niemand anders vanaand, Here. Ek vertrou ons aan U, Here, dat U hierdie seerplek, Here, self gesond gaan maak, Here. Here, baie dankie, Here, vir U die aand, Here. Baie dankie, Here, vir die bemoediging, Here. Baie dankie, Here, vir die vermaning, Here. Baie dankie, Here, die wat opgetrek het, Here, om te hoor dat die Here lewe nog, Here Jesus, Here. Here, vanaand kom ek na U toe, Here. Here, ek wil U gesien raak, Here. Maar vanaand kom ek, Here, ek bring hierdie familie na U toe, Here. Here, gee vir hulle krag, gee vir hulle leiding, gee vir hulle wysheid, Here. Here, kom vra, Here, dat U hulle sal sterk maak, Here. Here, Saterdag, Here, gaan U werklik intrek, Here. Maar ek vra in die diepte van my hart, Here, dat U hulle sal sterk maak, Here. Here, wees met elkeen vanaand, Here. Here, ons gaan deur 'n onbekende nag, Here Jesus, Here. 'n Nag wat niemand van weet wat rondom ons aangaan, die Here. Die duiwel, Here, hy loop rond soos 'n brullende leeu, Here. Maar vanaand, Here, kanselleer ek elke dode mag, Here, elke vuil plan, Here, van die duiwel, Here, bestraf ek in die naam van Jesus, Here. En ek weet, Here, dit wat ons vir U vra vanaand, Here, sal U vir ons gee, Here. Baie dankie, Here, vir die genadekans. Seën ons, Here, in 'n dubbele mate, Here, in Jesus naam. Amen, dierbares. Nou, dierbares, ons kan maar sit, dierbares. Ek sien nie so die laaste, dierbares, sal daar 'n refreshment bedien raak. So, die ou mense moet hy, ek is nog so oud. Nee, ek is nog so oud. Ek is nou aan 49, nog jong, man. Gister het ek 49 geraak, nog baie jong, man. En die ou mense gesê, so 'n bietjie mandogo. En hy roosterbroodjie. Hoeveel is hy goed in die papa, man? So, as jy nie haastig is nie, vra die manne, laat ons maar net tydjie geniet. Amen, dierbares. Net so eers ja, vir die wat nog nie weet nie, die funeral sal Saterdag wees. 9:00 by 23 Klover, Damo, en dan 10:00 by die Apostelkerk in Oudtshoorn. So, dit sal 9:00 wees by die huis in Kloverstraat in Damo, en dan 10:00 by die saal in Oudtshoorn.
is my vertroue, oral waar ek heen mag gaan. Daar is maar net een ware vriend, en Jesus is sy naam, en in hom is my vertroue, oral waar ek heen mag gaan. Telke male as ek alleen in gebed na hom toe gaan, dan luister hy so geduldig, en ek weet dat hy verstaan. Telke male as ek alleen in gebed na hom toe gaan, dan luister hy so geduldig, en ek weet dat hy verstaan. Hy het my nog nooit, ja nog nooit van hom af weggestuur. Want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur. Hy het my nog nooit, ja nog nooit van hom af weggestuur. Want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur. Want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur. Want my Jesus is maar net 'n ware vriend in my donkerste uur. Want my Jesus is maar net 'n ware